Nou, ons is besig met hierdie reeks vir die jaar, wat ons tema is Jesus 'n lewe van impak. En wat ons eintlik daardeur sê is dat die impak van Jesus, en ons weet dit, was so fenomenaal. As mense nou net dink oor die wat in die wêreld aangaan, 2 biljoen mense, 2 biljoen mense sê dat ons assosieer op een of ander manier met Christus of met Jesus. Vandag, of van ander mense wat dalk op 'n Saterdag by mekaar kom, eenmaal 'n week kom daar miljoene mense by mekaar om te sê ons wil vir Jesus aanbid, soos ons nou net gesing het. En dan weet julle, sy geboorte, die impak wat hy het in die westerse wêreld is nou nog so groot 2000 jaar later, dat die westerse wêreld wat nie eintlik meer in God glo nie, stop alles. Op vakansiedae, so op 'n goeie Vrydag en op Kersfees stop hulle, want hulle vier nog steeds hierdie dae, al glo hulle nie meer nie. As jy in 'n hospitaal instap, of by 'n skool instap, of by 'n ouerhuis instap, dan moet jy weet, dit was nie daar gewees. Die Christene het dit begin. Christene het begin met skole. Die Christene het begin om hospitale te bou en vir mense daar te versorg en om ouerhuise te bou. Dit kom uit die Christelike geloof. So dis die impak wat Jesus gelaat het. Dan weet julle, 2025, ons is vandag 2025 jaar na Christus. Die hele jaartal van die westerse wêreld gaan oor Christus. Dis alles oor hom. Dis die impak was so groot gewees. Die Bybel is nog steeds die enkele grootste verkoper in die wêreld. Daar's geen boek wat eers naby dit kom nie. En hulle sê, sedert Charlie Kirk se dood, het die Bybelverkoop in Amerika met 46% gestyg. So daar's 'n behoefte aan nog steeds aan die woord van God. En dan sy boodskap, die impak wat hy gehad het, was 'n boodskap van liefde, versoening, vrede, vergifnis. En daai boodskap het gemaak dat meer as 10 miljoen Christene doodgemaak is, omdat hulle daai boodskap geglo het in die afgelope 2000 jaar, as omdat hulle geglo het. Hulle sê daar's meer as 10 miljoen mense al gesterf as martelaars vir Christus. So dis die impak wat hy kom bring het. Hy het ook 'n impak in jou lewe, net die feit dat jy vanoggend hier sit en kyk of luister na hierdie boodskap, beteken dat ergens het hy 'n impak in jou lewe gehad, want jy sê vanoggend, ek wil met hom assosieer, ek vanoggend opgestaan, hier na kerk toe gekom, want ek wil met hom assosieer. Dit is 'n impak wat hy gehad het. Die impak wat hy gehad het, moet toeneem. Onthou, toe hy weggegaan het, het hy gesê, gaan na al die nasies toe, maak hulle my disippels, en dit het nog nie opgehou nie, leer hulle alles wat ek julle geleer het. Daai boodskap is nog steeds in die hande van ons, wat sê, ons glo in hom. So die eerste kwartaal het ons gesê, ons gaan het Jesus ons gevat deur die saligsprekinge, en toe het hy vir ons geleer, hoe moet ons leef, 'n bloudruk gegee, 'n kaart gegee, hoe leef ons? Ons moet, hy sê, geseënd is jy as jy afhanklik is van God, as jy barmhartig is, as jy rein van hart is. So het hy ons geleer om te leef as Christen. In die tweede kwartaal, onthou julle, het ons stilgestaan en ons was net verwonder oor die wonderwerke wat Jesus gedoen het. En het altyd 'n impak gehad. In die derde kwartaal, laaste kwartaal, het ons weer gesit by die stories. En hy het vir ons al sy stories, ons het 'n paar van sy stories net geluister, gelykenisse wat hy vertel het. Nou hierdie kwartaal, as jy die skyf weer daar kan opsit, is ons hele fokus om te sê, maar nou gaan dit oor ons. Ons lewe soos Jesus, ons gaan van kennis na aksie. Ons het nou 'n klomp goed gekry, maar nou moet ons iets in ons eie lewe begin in aksie sit. Nie dat dit nie alreeds daar is nie, maar is net weer 'n bekend of 'n herinnering daaraan. Wie is ons? Ons is kinders van God. En daarom beleef ons soos kinders van God. En hy gaan ons met 'n bietjie daarmee help. So die eerste ding wat ons hierdie week of hierdie kwartaal wil stil staan, is diep geheimenis. As julle dit uitgefigure het, kom praat met my, want ek sal graag ook wil weet hoe dit werk. En dis gebed. Gebed is een van die grootste geheimenisse. Want God sê, ek weet alles. Ek weet presies hoe hy sê daar, ek weet wat jy wil sê, ek weet dit. En terselfdertyd sê hy, bid. Bid, vra, ons gaan dit volgende hoor. Maar dis die ding van gebed, wat so 'n misterie is. Jy het al gesien, as jy tussen mense kuier, en iemand moet begin bid vir iets, sê net maar vir die kos. Veral as jy by 'n braai staan en die manne staan daar en hulle het daar 'n bietjie hoog gepraat. En jy het gesien as jy vir 'n braai ouens sal sê kom ons bid, wat maak hulle?
Hulle kyk of hulle skoene skoon is, sodat niemand na hulle kan point en sê, jy moet bid nie. Hoekom is jy so bang vir gebed? Dis die ding, dis 'n geheimnis. Ons verstaan hierdie ding nie, want ons dink dis dalk iets vreemds. So mag ons vanoggend, as ons nou gaan lees hier, kan hoor wat dit regtig is, wat God ons wil leer. So Here Jesus, dankie dat U ons wil leer bid. Dankie vir U woord, en ons wil soos daai disippels na U toe kom en sê, Here, leer ons bid. Dat ons nie afkyk na ons skoene of ek hoop net julle vra my nie. Sal sê ek wil bid. Ek wil graag bid want ek wil met ons Vader praat. Help vir ons dit om vandag dit weer net opnuut te ontdek. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen. So hy sê hier, Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom, Here, leer ons bid, soos wat Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, gee ons elke dag ons daaglikse brood, en vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree, en laat ons nie in die versoeking kom nie. En dis die geheimenis vir my van gebed. Jesus is die Seun van God. Hy het nie, volgens my, het hy nie nodig gehad om te bid nie, want hy weet in elk geval alles. Hy het soveel krag in elk geval gehad, dat hy mense kan uit die dood het opwek. Dis die geheimenis, hoekom het hy gebid? En daarom dink ek, is dit 'n geweldige voorreg wat ons het, om sy voorbeeld te volg. Want hy het baie gebid, hy het vroeg in die oggend gebid, hy het deur die nag gebid, hy het baie keer in die aand gebid, hy het gebid wanneer hy besluite moet neem, wanneer hy in sy grootste angs is, in Getsemane, net voordat hy gearresteer is, het hy 3 keer gaan bid, en daar staan, hy was so angstig, dat sy sweetdruppels soos bloed op die grond geval het, en hy het gebid, in sy moeilikste situasie, bid hy. So daar's iets in hierdie geheimenis van gebed, wat ons by hom kan leer. Nou die Jode, in Jesus se tyd, en dis vandag nog so, het nie eintlik gebede gehad, hulle is, baie van hulle gebede was nou maar formules of rituele gebede. Hulle 2 keer 'n dag, oggend en aand gebed was die Shema. Ek het net in my gebed gesê, luister Israel, die Here is jou God, hy is die enigste Here. Dis die Shema wat hulle elke dag opsê, en so tussenin sal hulle, as hulle kort gebede het, sal hulle net dankie sê vir die kos, of hulle bid gou vir iets, maar daar's nie 'n ander gebedslewe gewees nie. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle weer het dit na die ander kant toe gevat, en hulle het hierdie lang gebede gebid, en in Openbaar in die sinagoge gelyk om te bid, sodat almal kan dink, wow, jy's verskriklik geestelik, en jy bid verskriklik, lang. Ek weet nie of julle al in so 'n situasie was nie, waar jy dink, wow, kan hierdie mens nou nog 'n ding bid, en dan is dit al 20 minute verby. En ek kan onthou, toe ons groot geword het, was daar Pinksterdienste gewees. Pinksterbid hierdie, wie kan dit nog onthou? Ja, julle, dan preek die dominee klaar, en dan sê hy, kom ons gee geleentheid vir gebed. Nou is dit nou, onthou nou dus van Sondag, nee, is van Hemelvaartdag tot Sondags, 10 dae, sit jy elke aand daar, en dan staan dieselfde 2 ooms op, en dan vat hulle hom. Wow, hulle vat vir hom diep, hulle vat hom deur ver, asof die Here, hy moet eers verduidelik, wie is dit nou wat praat? En onthou, Here, ek is daai ou se persoon, hulle verskriklike lang gebede. Dit het my afgeskrik van gebed, ek sal nooit so baie kan praat nie, en nou praat ek in afval baie, maar nou praat ek met julle gelukkig. Maar die Here, dit was my net so moeilik geweest, en dis soos die Fariseërs gebid het. Hulle het die lang gebede gehad, en skielik kom Jesus, en hy doen iets anderster, want sy hele aardse bediening, het hy op 'n manier gekom en sê, ek wil met God praat, ek wil julle leer om met my Vader te praat. Nou, daar's baie van sy gebede opgeteken, julle kan dit gelees in die Bybel, maar die manier hoe Jesus gebid het, was vir hierdie mense verskriklik vreemd geweest, want hulle sit daar, en daar staan hier, kom ons lees dit gou, hy was ergens op 'n plek besig om te bid, en toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom, Here, leer ons bid. En Johannes, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het.
ek wonder wat het hulle raak gesien. Want hy het nie die Shema gebid nie. Hy was met iets anders te besig, iets wat hulle nog nooit beleef het nie, iets wat hulle nog nooit gedoen het nie. Dis die einde van Jesus se bediening. Want in die begin van sy bediening het hy ook 'n gebed gegee, Matteus 6. Matteus 6 is ook die Onse Vader gebed, maar dit was toe hy begin het met sy bediening. En nou in die einde van sy bediening is net voordat hy doodgemaak is, leer hy weer 'n nuwe groep mense en van sy disippels en hy vat 'n deel van daai gebed en ek wil sê hy reduseer dit miskien 'n bietjie en dan sê hy vir hulle dis soos jy moet bid. En met ander woorde, hulle sit daar voor Jesus, hulle het 3 jaar saam met hom geloop en hulle voel ons wil soos jy bid. Ons wil soos u bid. Ons wil regtig nie meer net Shema opsê nie. Ons kan dit nog, daar's niks verkeerd daarmee nie, maar ons wil soos u bid. Nou die Hebreërs skrywer vertel iets van sy gebede. Hy sê gedurende sy aardse lewe het Jesus aan God wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer met 'n harde geroep en met trane. En sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige onderwerping aan God. So Jesus se lewe is 'n lewe van gebed gewees. En ek sê weer, ek wonder net hoekom was dit vir hom so belangrik gewees. En as dit vir hom so belangrik was dat Jesus skryf, hy het gebede met intense met trane en smekinge voor God geoffer. Dis Jesus se gebedslewe, iemand wat by God sit wanneer hy 'n kans kry. Dan moet ons hom volg. Dan kan ons hom volg want ons weet dit het gemaak dat hy 'n groot impak gehad het in hierdie lewe. So die eerste ding wat hy vir ons en vir hulle kom leer, is hy sê, as julle bid, sê Vader. Wanneer julle bid, sê hy, sê dan Vader. So toe sy disippels met hom, die disippels wat saam met hom geloop het, en al die mense wat om hom was, toe hy hierdie geleer het, moes hierdie Vader ding rarig bietjie as 'n skok beleef het. Want hulle het nooit vir God gesê Vader nie. Hulle aanbiddingsvorm was Adonai, of Adonai wat beteken Here, want hulle kon nie die woord, hulle sê die woord Jahweh was te heilig om uit te spreek, so hulle sê Adonai, Here, of hulle sou gesê Elohim, wat beteken God, maar nooit sal dit hulle mind gekros het om met God te praat en vir hom te sê Vader. En onthou Jesus het Aramees gepraat, so hy sou in Aramees met hulle gepraat het, en dan sou hy vir hulle gesê het, wanneer julle bid, sê vir God Abba. Nou as jy Abba verstaan, dan sal jy agterkom wat hier aangaan. So dis is vir hulle 'n hele nuwe wêreld wat oopgaan. Is eers 'n skok seker vir hulle gewees om te sê, hoe kan ek vir God sê Papa, Abba? Hoe kan ek hierdie woord eens gebruik? Want hulle was gewoond om eintlik maar te chant. Hulle het hulle gebede so opgesê en dit is herhaalde dieselfde gebede. Jesus sê op 'n stadium, julle herhaal julle gebede asof julle van God beïndruk met julle chanting. Dis soos die Oosterse ouens sal bid. En dis wat hy vir hulle iets anders wil kom leer. As hy vir hulle sê, julle moet vir God Abba, as jy bid, begin met Abba, dan weet hulle, hier's iets anderster. En as ons leer om vir God te sê Vader, dan wil hy ons leer van 'n intimiteit, 'n nabyheid, nie meer 'n ver af God nie, 'n naby God, iemand wat jy met jy 'n intieme verhouding kan hê. Dit is nie meer God wat daar is en julle wat hier is. Natuurlik is God daar, maar hy is ook hier. En hy wil ons dit leer. Die tweede ding wat hy vir ons wil leer, en wat is vir die Jode vandag nog vir hulle pappa sê, hulle is as 'n Joodse seentjie sy pappa sal roep, sal hy sê Abba. So wat hy vir ons leer is dat wanneer ek vir julle sê, hoor jy, as julle wil bid en jy praat met Vader, dan is dit 'n familiegesprek. Dis nie met 'n vreemde persoon of 'n vreemde wese wat jy praat nie. Dis nie een van die Griekse gode, Zeus en daai ouens nie. Hierdie persoon, as jy met hom praat en jy sê vir hom Vader, dan is jy in die familie in. Dan is dit 'n familiegesprek. Dan praat ons saam, pa en kind. Dis nie meer 'n ritueel nie. As jy bid, en dis die derde ding, so die eerste ding is dat ons kan intiem naby Vader kom. Die tweede ding, ons kan in 'n familiegesprek gaan. Die derde ding wat hy vir ons wil eintlik leer, hy sê Vader, is dat, hoorie, jy het nou toegang tot by God. As jy jou oë, jy kan met oop oë ook bid, maar as jy jou oë sou toemaak en jy wil bid en jy sê Vader, dan is jy op 'n ander plek.
dan staan jy voor die troon van God. Dan is jy by God. En hy sê, dis wat ek julle wil leer. Dat Vader is vir julle so belangrik. Nou is dit so, dat hy nie vir ons 'n nuwe rituele gebed leer nie. Hy kom nie en vir sy disippels sê, okay, in plek van die Shema, kan julle nou hierdie gebed opsê nie. So julle moet elke oggend en aand hierdie gebed opsê nie. Jy kan, daar's niks verkeerd om dit te sê nie. Julle wat in die weermag sal weet, ek weet nie of julle dit ook gedoen het nie. Julle kinders, julle mis baie wat ons gehad het. Ons het bidparades gehad. Wie het bidparades gehad? En dan in jou berei het jy Onse Vader gesit. Want as jy gevra word om te bid, dan weet jy, okay, dan maak almal mos, jy hoop maar net die offisier se oë is ook toe, dan bid jy so uit jou berei het, Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat die koning. Dit het my baie gehelp, want hy was daarom altyd daar in my berei gewees. Maar dit raak 'n ritueel en dis nie wat hy ons wil leer nie. Hy wil ons nie leer om te sê, hier's nog net 'n ritueel wat jy kan doen nie. Maar as jy dit sê, is niks verkeerd daarmee nie. Dis 'n gebed wat jy kan vat en jou eie maak en elke dag daaroor bid. Maar eintlik wat hy ons kom leer, is hoe is die patroon van gebed? Die patroon van gebed is, jy praat met jou Vader. Nou is dit so, en ek weet nie hoe was jou vaderbeeld nie, daar sit ook mense hier wat 'n positiewe vaderbeeld het. En dalk is jy iemand wat 'n baie negatiewe vaderbeeld het, wat seer gekry het, wat voel my vader het my mishandel of hard, hy was ongenaakbaar, of hy was so afwesig geweest, of hy was nooit deel van my lewe nie. Dan kan jy dalk 'n negatiewe beeld hê oor vader. En my pa was 'n voorbeeld geweest. Hy was 'n goeie, eerbare, hardwerkende man. So as ek na hom dink en ek dink aan vader, dink ek, wow, my vader en my God is baie beter as my vader. Maar as jy enigstens hier sou sit en jy het 'n swak vaderbeeld en jy jou vader het jou pa het jou so behandel dat jy voel, maar is God nie dalk ook so nie? Maar ek 'n streep daardeur trek. Want God is heeltemal anders. Want verder in hierdie gedeelte lees ons in vers 11, hy sê, is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee, in plaas van 'n vis? Of as hy 'n eier vra, wat vir hom 'n skorpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Hoor hierso, die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat dit vra. So as jy sou dink, jy het 'n beeld van jou vader, en is nie 'n goeie vaderbeeld nie, dan kom Jesus en hy sê, hoorie, maak nie saak hoe jou pa is, al het jy 'n vis gevra, en hy vir jou 'n slang gegee, en al het hy jou mishandel, en het hy vir jou 'n skorpioen gegee, jou Vader in die hemel is baie meer. So kry daai beeld, dat ons is 'n Vader in die hemel, wat baie groot en baie meer is as enigiets wat jy kan dink. Die tweede ding wat hy dan sê, hy sê dit sommer in hierdie vers 13, hy sê, die Vader is in die hemel, so ons het 'n hemelse Vader. Hy sê, so wanneer jy bid, en die volgende vers, hy sê, wanneer jy bid, sê dan, Vader, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom. Dis wat hy ons wil leer. Dan word jy fokus, as jy begin bid, dan ek het nou nog gesê, as jy bid en jy maak jou oë toe, of oop oë, maak jy saak, Vader, die oomblik as jy sê Vader, dan verskuif jy in 'n ander kategorie in. Dan is jy kind van God, by God. En hy sê, as jy dit doen, die eerste ding wat jy dink oor, is sy naam. Hou sy naam heilig. Hou sy naam heilig. Nou die woord heilig, ek al baie vele verduidelik, maar heilig beteken om eenkant neergesit te word vir God. En ek het gister by die huweliks kursus het ek dit vir hulle baie mooi verduidelik, maar hulle het my met sulke oë aangekyk asof hulle nog nooit hierdie woord gehoor het nie. Ek gaan nou kyk wie dit al gehoor, wie dit nog nooit gehoor nie. Ek gaan nooit julle hande opsteek, okay? Noritaki. Wie het dit nog nooit gehoor nie? Nikki? Wow, wat 'n kringe het julle beweeg. Noritaki was 'n eetstel gewees, wat duurste eetstel was, jy onthou jy Noritaki, en net as die dominee kom kuier, maar nie ek nie, daai dominees van die ou dae,
dan vat hulle daai koppietjie, maar hy's so dun, hy's so klein ook. Dan drink jy, maar jy's versigtig, want as jy dit laat val, dan is hy dan nie, en hulle bære hom net vir jou, want hy is spesiaal, dis wat heilig beteken. Dis iets wat jy een kant sit, net vir spesiale gebruik, en dis wat hy ons wil leer. En ons leef in hierdie wêreld, en julle kan daarvan getuig, ons leef in 'n wêreld waar elke tweede ou met wie jy te doen het, sê, oh my God, en hier's Jesus Christ, en dit is presies dit wat die teenoorgestelde is. Hy sê, want my naam is heilig, dis een kant neergesit, dis net vir my gebruik. Want God se naam het te doen met sy reputasie, sy integriteit, dit besê sy karakter, dit verduidelik vir mense wie hy is. So as jy sê, laat u naam geheilig word, dan is die Abba Vader is nie 'n naam waarmee jy speel nie. Jy kan dit nie sommer net in disrespek hanteer nie, want dis sy karakter. Dit sê wie hy is. Hy's 'n God van liefde, hy's 'n God van genade, hy's 'n God van vergifnis. So as jy bid en jy sê laat u naam geheilig word, dan is jy wat dit bid mos een van die persone wat sy naam moet heilig maak. Dan moet jy mos ook sy naam anders hou. Dan moet jy sorg dat jy sy naam, die naam van God, van Vader, Jesus, hoog sal hou, en sal bewaar, en sal beskerm. Want as ons nie sy naam hoog hou nie, in hierdie wêreld nie, wie sal dit doen? Dis niemand anders nie. Die wêreld verag hom, verwerp hom, haat hom. Ons is geroep, laat u naam geheilig word. En ek sal dit dan gaan heilig word. Ek sal dit gaan heilig maak. So ons moet so leef. Ons moet voor hierdie mense leef wat nie vir God ken nie, as mense wat sê, ek het 'n God. En hy is die Vader, en dis wie hy is. Hy is belangrik vir my. Ek is trots om sy kind te wees. So julle wat kinders het, ken hierdie ding van naam hoog hou. Moenie ons naam, wat 'n preek gee julle vir julle kinders? Voor hulle na mense toe gaan? Hulle gaan kuier by maatjies, wat sê julle vir hulle? Kom. Jy slegte ouers. Wat sê julle vir hulle? Man, moet nou nie ons naam gaan staan en ruk daar nie. Luister, sê asseblief en dankie vir die tannie. Asof hulle dit by julle huis nie doen nie. Anyway, maar nou, hierdie se preek, moet nie ons naam gaan deur die modder sleep nie. Wees asseblief net versigtig. En julle, elkeen van julle, as daar een of ander skandaal betrokke is, gebeur, en jou naam word daaraan gekoppel, dan gaan jy, en jy het nie droog gemaak nie, dan gaan jy dadelik beswaar maak en sê, julle moenie my naam gebruik in hierdie goed nie, want my naam is vir my belangrik. Dis vir jou belangrik. En daarom sê God, ek wil hê julle moet my naam heilig hou. Want wat is die teenoorgestelde van heilig? Ek het veel al geleer, dis 'n Engelse woord wat ons met Afrikaanse woord vertaal met 'n K. Wat is die teenoorgestelde van heilig? Kommen. Julle ken die woord kommen. Sê ja, mense sê maar kommen. Want dis wat jy maak van God. As jy nie sy naam hoog hou nie, dan raak hy 'n naam wat in algemene gebruik, want dis wat kommen beteken, om in algemene gebruik verval. Ons hou nie sy naam hoog nie. Ons naam het nie heilig. Hou dit nie heilig nie. So hoe moet ons dan as Christene agter Jesus aanloop, sodat ons op die lewe van impak kan hê? Eerstens, ons eer hom. Ons moet respek hê vir hom. Ons moet ontsag met hom. Wanneer ons met hom praat, weet ons praat met ons Vader wat naby ons is, met wie ons 'n naby verhouding kan hê. Maar hy's God. Ons het ontsag vir hom. Ons kom met hom ons moet nie ligsinnig wees nie. Die tweede manier hoe ons sy naam hoog hou, ons moet dit reflekteer. Ons moet dit wys. Ons is gemaak in sy beeld. Ons is die image of God. So ons lewe moet wys dat die karakter van God is in my. Want dit hou sy naam hoog. Dit maak jou kinders dat jou naam hoog. As jou kind goed presteer by die skool of by die sport, dan gaan my ding dood. Dan sê julle, dis daai ou se kind. Dan hou dit jou naam hoog. Want dit reflekteer iets van jou. Ons moet God reflekteer oor as waar ons gaan. Sy naam hoog hou. Anders sê die mense baie maklik, maar julle sê julle is 'n Christen, kyk hoe maak jy Christen. En dan trek ons sy naam deur die modder. Die derde ding wat belangrik is, en dis meer diep in jou innerpersoonlikheid, is onderwerp jou aan God.
Jy hou God se naam heilig en jy doen God se wil. Ja, jy doen God se wil wanneer jy begin om gehoorsaam te wees aan hom. Wanneer jy sê, ek het geen ander iets wat my lei nie. Die enigste ding wat my lei is hierdie woord van God en ek glo dis die waarheid en ek lewe volgens dit, dan onderwerp ek my aan God. Dan leer ek soos wat hy, dan leef ek soos wat hy wil hê moet ek leef. Ek wil hê jy moet 'n waagstuk aanpak môre. As jy sal môre gaan bid, vat 'n leesstuk papier, teken dit en sê dit so vir die Here en sê Here, hier's die leesstuk papier. Vul in wat ek moet vul in, ek leef soos wat U wil hê ek moet leef. Dis 'n waagstuk. Want sê nou God begin invul, so hy sê jy moet anders te leef, hier moet jy anders te optree, hier moet jy anders te praat, jy moet anders te dink, maar dis wat hy kan doen. Dis wat beteken, ek hou sy naam hoog. En dis dieselfde met julle kinders. As julle kinders gehoorsaam is, en hulle het asseblief en dankie gesê, dan het mense al na my toe gekom en sê, maar julle kinders is so goed gemanier. Wow, ek het nie geweet nie. Mense sê baie keer, is my kinders so goed gewees? Ja, jou kinders is so oulik. Dankie man. Maar dis lekker as jou kind om onderwerp aan jou en gehoorsaam is. Jy hou jou naam hoog. Dit beskerm jou naam. 'n Volgende ding hoe jy God se naam hoog hou, en ek dink daarmee sukkel baie mense, is glo God. Daar's 'n verskil om te sê ek glo in God. Want die duiwel glo ook in God. Hy glo daar's 'n God. Dis nie wat hy vra nie. Dis nie wat ek vra nie. Ek sê hier dat as jy sy naam wil hoog hou, dan glo jy hom. As hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel en verstand, dan glo jy hom. Want dis wat hy sê. As hy vir jou sê jy moenie leef soos die res van die wêreld nie, dan sê jy ek glo U. Ek moenie res soos hulle. Ek gaan nie met jy stry nie. Ek gaan nie met jy sê ja, maar die Bybel moet verander. Ons moet hier so 'n bietjie anders te dink nie. Ek stry nie met U nie. Ek glo U. As die Here sê jy moet pas op vir hierdie ding, wat jy as jy daai ding gaan verkeerd doen, gaan jy seer kry en mense gaan seer kry. Moenie daar gaan nie. Dan glo ek hom, want hy weet beter. As hy sê jy moet mense vergewe en dit agter jou sit, dan glo ek hom. Want as ek dit nie doen nie, dan gaan ek 'n bitter mens word en hy weet dit. Daarom sê hy vergewe mekaar, leef in liefde met mekaar. Ja Here, ek glo U. Dit maak net sy naam hoog. Verhoog sy naam. Die tweede ding wat hy sê is, laat U koninkryk kom. Weereens, dis ons wat dit bid, wat aktief daarmee moet besig wees. Want die engele gaan nie kom nie. Die wêreld gaan nie kom om God se koninkryk te laat kom nie. En God se koninkryk te laat kom beteken maar net doodeenvoudig dit, dat ek in hierdie wêreld sal leef soos iemand wat onder gesag staan, wat ek my onderwerp het aan, dat ek gaan wys die liefde van die naaste, ek wys God vir hulle, ek wys hulle sy liefde, ek vertel hulle van sy liefde, ek leef soos wat hy geleef het op aarde, ek bring hoop, ek bring vrede, ek bring vriendelikheid, genade, al daai goed van God. Dis wanneer sy koninkryk sigbaar raak. Die tweede ding van laat sy koninkryk kom, beteken ook dat sy koninkryk in jou moet kom. Jy moet by 'n punt kom wat jy kan sê, die heerskappy van God, die koninkryk van God, God is nou my koning ook. Hy is my Here. Dit moet jou pla, as jy so leef, en die Here, die heerskappy, die lordship of God, is nie sigbaar nie. Dit moet sigbaar wees. Mense moet kan kyk na jou, nie om jou op te neem, maar te sê, jy's anders. Jy dink anders. Dis omdat jy 'n koning se kind is. Maar dis wat ons doen. En dan skuif Jesus so 'n bietjie weg. Hy het ons eers na die Vader toe gevat en gesê, bid vir sy koninkryk, bid vir sy naam wat jy moet reghou. Nou draai hy die gebed na ons toe. Nou sê hy, gee ons as elke dag ons daaglikse brood, vergewe ons ons sondes, want ons vergewe elkeen wat teen ons oortree, en laat ons nie in die versoeking kom nie. Dis 3 gebede. Die eerste gebed is eintlik maar net te doen met ons fisiese lewe, fisiese behoeftes. Die tweede deel van daai gebed het te doen met ons emosionele behoeftes. Die derde ding met ons geestelike behoeftes. So hy leer ons om al 3 daai goed wat ons nodig het,
kan ons vir hom vra. Liggaam, gees, siel en liggaam. Al drie daai goed, kan ons voorbid. Nou vir die gemiddelde Christen, is dit nie 'n probleem om te vra nie, nee. En dis glad nie verkeerd om te vra nie. Die Here nooi ons uit om te vra. Maar ek wil jou vra, as jy gebede vat, jy moet nou oplet, en jy sit 'n L na gebede, wat kry jy? Gebedel. Dis dalk ons gebedslewe. Totale tyd van ou se gebedslewe, as dat jy net kom bedel by die Here, sê, Here, help gou hierso, ek soek 'n goeie sekuriteitshou, sal jy asseblief kyk my huis as ek weg is, en ek soek iemand, 'n goeie kinderoppasser, my kinders gaan nou skool toe, hulle gaan nou daarna toe, asseblief pas hulle op, en 'n goeie vroueoppasser, kyk asseblief dat my vrou haar gedra, nee, dat sy veilig is, en so aan, en Here, pas my op, dat ek dit nie droog maak nie, dis dit. En net ek is siek, ek voel nie lekker nie, dan is hy 'n goeie dokter, hy help ons daarmee, en dan is ons klaar. En Jesus leer ons iets anders. Hy sê, begin eers by God. Sê eers vir God, hemel eers vir God op, hemel sy karaktertrekke op, sê vir hom wie hy is. En ek doen dit persoonlik deur die alfabet te bid. Begin met, sê by A, as jy in die oggend sit voor die Here, dan dink jy aan A, almagtigheid, alwysheid, alteenwoordigheid, alles, hy's alles. Hy's oral. Daar bid jy, ek kan jy so begin. En so kan jy die alfabet bid. En dan maak jy sy naam net groot. En jy sal verstom wees, as jy by die einde van die alfabet kom. Jy gaan by Z bietjie sukkel, by X, maar X is 'n paar. Die res kan jy vir hom aanbid. So die alfabet deur. Had jy al 26 dae amper voor hom gesit. As jy elke keer net gaan sit, en jy aanbid hom in die begin van jou gebede. Maar jy mag vra, hoor wat sê hy. Ek sê vir julle, vra, en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir elkeen sal oopgemaak word. Elkeen wat vra ontvang, en elkeen wat soek kry, en elkeen wat klop sal oopgemaak word. Nou sê weer vers 13, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel sal nog meer gee vir die Heilige Gees, die wat vra, sal hy die Heilige Gees gee. So God leer ons om te vra. Ons kan kom na hom toe, en ons kom vra wat ons nodig het. So hy vra die eerste ding, sê hy, vra vir brood. Jy kan vir hom na kom en sê, Here, ek wil my fisiese lewe na U toe bring, en ek wil vir U kom vertel wat ek nodig het in my fisiese lewe. Ons sukkel, ons moet geld hê, ons bid vir my fisiese behoeftes, ons bid vir dat ons kan ordentlik eet. Moenie jou groceries koop en net eenmal 'n maand bid, en sê, Here, dankie vir al hierdie groceries, nou seën jy dit. Jy bid elke oggend as jy eet, en in die aand as jy eet. Bid, spandeer tyd om vir hom te sê, dankie wat U vir my gegee het, en vra as jy nodig het. Hy sê, jy kan dit doen. Maar moenie met 'n stemtoon, moenie hom probeer manipuleer nie. Ek weet nie, julle sal dit seker nie doen nie, maar dat ou jou stemtoon verander, bietjie trane uithaal op jou knieë. Jy kan op jou knieë staan, ek geniet dit, maar moenie probeer om God te manipuleer nie. Maar vra. En dan die tweede ding van vra is, en ek weet julle gaan dit nie doen nie, want hy sê, moenie worry oor môre nie. As jy gevra het vir vandag, hy sê, gee vandag se brood vir my. Ek kan nie vandag al bid vir môre se worries nie, want môre gaan dalk nie eers met my gebeur nie. Dat ek my opgebid vandag en opgeworry vandag. Hy sê, moenie bekommer wees oor die dag van môre nie. Die môre sal vir homself sorg. Wat jy moet doen, bid vir vandag. Sê, Here, dag vir dag. En dit bring jou elke dag voor op jou knie. En dis ek net so gesê het, jy kan nie net eenmal 'n maand bid vir jou kry nuusware nie. Jy moet elke dag voor hom gaan sit en sê, Here, dankie vir wat ek het en dis wat ek nodig het. Voorsien vir my vandag. Fisies, dat ek krag sal hê om hierdie werk te kan doen wat ek het. Dat ek my verstand sal helder wees. Dat my kinders so en so sal doen. Vra vir hom dit. Dis so 'n amazing uitnodiging. En hoe lank moet jy vra vir 'n ding? Hoeveel keer moet jy vra vir dieselfde ding? Hoor wat sê hy? Verder sê hy vir hulle, sê nou een van julle het 'n vriend, en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en jy vra, vriend, leen my 'n bietjie 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis was, het by my aangekom, en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En die antwoord van binne af, moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit, en ek en my kinders is aan die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Ek sê vir julle,
al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee, omdat hy sy vriend is, sal hy tog opstaan en hom alles gaan gee wat hy nodig het, omdat hy nie skaam was om aanhou te vra nie. Die vriend staan en klop die hele tyd. Ek weet nie van die ander vriend, hoekom het hy 3 brode hê nie? Hy het seker 'n groot family gehad, maar hy klop aan mekaar. En dan sê die ou, moenie ons pla nie, ek wil slaap, want hy het sy diere en alles daar, hy slaap so almal saam, nou is almal wakker. Die skape bler en die hele huis is nou wakker. En dan staan hy op. Hy sê, want dan kan jy die ou vra net aan mekaar. So, jy vra by God, totdat jy 'n antwoord het. Partykeer is dit 'n ja. Partykeer raak dit vir jou duidelik, dat God gaan nie vir my hierdie ding gee wat ek vra nie, dan sit 'n nee. Hy nog steeds jou gebed verhoor. En partykeer is dit wag 'n bietjie. Maar God hoor alle gebede. Maar vra, hy sê vra. Jesus demonstreer dit. Ek gaan sit by hom en vra. Jy kan elke dag by God kom sit. Wat 'n amazing God is dit nie. Die tweede ding wat hy ons leer, is vergifnis. Leer ons om te vergewe. Dis ons emosionele lewe. Hy sê, Vader, vergeef ons sondes, want ons vergewe elkeen wat teen ons oortree. En Matteus sê hy, soos wat ons elkeen vergewe wat teen ons oortree. So sonde is die ding wat maak dat ons verhouding met God versteur raak. Dat daar 'n disconnection, dis tussen ons en God kom. Want as daar sonde in ons lewe is, dan kan ons nie lekker by God gaan praat nie, want die intimiteit is weg. So hoekom leer hy ons om te vergifnis te vra? Hy sê, vra vir vergifnis, sodat jy weer in God se verhouding kan, sodat jy en God weer in 'n verhouding kan staan. Want sondes, as sondes vergewe word, die woord beteken, vergewe ons sondes, beteken door eenvoudig, skryf dit af, sit dit agter ons, dit gaan nooit weer opkom, dit is vergewe. Maar die tweede deel van hierdie gebed is, soos wat ons vergewe. So vergifnis is deel van ons lewe. En jy kan dalk vra, maar hoeveel keer moet ek ou vergewe? Vir dieselfde goed wat hy oor en oor doen. Dan sê Jesus 70x7, 490 keer, en ek sê per dag. Niemand van julle het 490 keer iemand wat teen iets jou doen, of het jy? So vergewe. Hy sê, jy bly vergewe. Jy spreek vry. Nou die ding van vergifnis, dis maklik om iemand te vergewe, as jy al 'n bietjie begin vergeet het, wat hy aan jou gedoen het, of sy aan jou gedoen het. So, dan is dit maklik, want ons sê ons vergewe en vergeet. Maar wat daarvan, as iets wat die persoon aan jou gedoen het, jy altyd daarin herinner word, dit altyd deel van jou lewe is, dat dit jou lewe so radikaal verander het, dat dit nooit vergeet kan word nie. Dis dan wanneer hy sê, dis die persoon, dan moet jy hom vergewe, haar vergewe, terwyl jy nog seer het, terwyl jy nog onthou, kom jy by 'n punt om te sê, ek spreek hom vry, haar vry. Ek gaan nie dat daarmee hou vas wees nie. Ek gaan nie dat bitterheid my lewe oorvat nie. Ek is 'n kind van God. En hy sê vir my, vergewe. Dan vergewe ek. Ek is gehoorsaam. En dan weet ek is vry. Dan die laaste versoek wat hy vir ons leer is, dis 'n geestelike versoek. Lei ons nie in die versoeking nie. So, die eerste ding wat mense vra, maar kan God jou versoek? Hoor wat sê Jakobus. Hy sê, iemand wat in 'n versoeking kom, mag nooit sê dat ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. So die woordjie lei, of lei in versoeking, beteken eintlik dit, to cause someone to enter into a particular event or state. So die negatief daarvan is, lei ons nie in 'n versoeking nie, Here, staan as te ware wag, daar waar goeders is waar ek nie moet gaan nie. So, lei my nie daar nie, lei my by 'n plek waar ek verby dit kan gaan, hou vir my weg van hierdie, don't let me enter, in hierdie plek waar daar vir my moeilikheid kan wees nie. Dis wat dit beteken. Versoeking beteken, dis 'n trap, of 'n eksperiment, of 'n toets. So Here, moenie my lei, maak die deure toe, na plekke, waar die duiwel met my gaan eksperimenteer, waar hy gaan toetse doen vir my, waar hy vir my 'n trap gaan stel,
Moenie daar gaan nie, help vir my asseblief. Want julle weet waar is die traps. Elkeen van ons weet, waar is dit, waar ons geestelike beskerming nodig het. Jy kan presies weet. Jy weet, daar is ek, daar gaan ek ingelei word. As daai versoeking kom, gaan ek ingelei word in 'n plek waar ek nie wil wees nie. Of 'n plek waar ek nie hoort nie. En ek gaan goed sê wat ek nie moet gesê het nie. En ek gaan goed doen wat ek nie moes gedoen het nie. En jy weet, waar is dit? Stop voor die dag kom. Here help, ja, dis jou gebed. Here help vir my, daar waar die ingang is, na plekke waar daar vir my 'n eksperiment wag, dat ek nie so toe gaan nie. Die tweede deel van daai gebed, of die tweede deel van daai versoek, is eintlik om te kom en te erken, Here, ek het 'n swakheid. Ek het U beskerming nodig. Here, erken, ek het U leiding nodig. Here, ek kan nie hierdie ding alleen hanteer nie. Dis om te sê, Here, ek vertrou U in die tyd van beproewing, ek glo U, en dit leer my om waaksaam te wees, om te sê, ek moet pas op, hierdie goed wat ek nou gaan doen, gaan reaksie hê. Maar God is so great, hy is so goed, hoor wat sê hy, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Hoorie, geen versoeking wat meer is wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou, hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy jou ook die uitkoms gee, sodat jy dit kan weerstaan. So as daar 'n versoeking in jou lewe kom, dan weet jy, ek het die krag. Want hy sê, God sal nie toelaat dat enige versoeking na my toe kom, wat ek nog nooit geleer het van nie, en wat ek nie sal kan weet om te hanteer nie. Hy sê, ek stop dit voordat dit by jou kom. En dis wat ek sê, lei my nie in versoeking, stop die goed wat ek nog nie kan hanteer nie. Want ek weet nie eers daarvan nie. Stop hy dit. Maar as daar vandag 'n versoeking voor jou kom, dan moet jy onmiddellik al die liggies aangaan. Ek het die krag. Hy gaan my beskerm. Hy sê, want as die versoeking na my toe kom, die toets na my toe kom, dan weet ek kan dit weerstaan. So as ons hierdie gebed bid, en dis deel van ons gebedslewe, dan versoek ons hom, vra ons vir hom, bewaar ons van plekke waar die bose ons gaan kom uithaal uit ons verhouding uit. So kom ons sluit af en ek wil dit so stel. Daar's eintlik net twee families in die wêreld. Jesus gee vir die duiwel 'n titel en hy noem hom die vader van die leuen. Dis die een familie. Daar's 'n familie waar die vader van 'n leenaar is. En dan sê hy in hierdie gebed, hy sê, maar kom ek sê vir julle die ander vader. Ons God is die vader. So jy kan net by een van die twee wees. Jy behoort of aan die familie van God, of jy is familie van die duiwel. Daar's nie 'n ander pad nie. Nie 'n vakansieplek nie. Tussenin nie. Dis die vader van die leuen, wat jou dryf en jou lei vandag, of is God, Abba, ons Vader, aan wie jy gehoorsaam is. En dis wat Jesus ons ook kom leer. So hy open vir ons 'n hele nuwe wêreld. Hy open vir ons 'n hele nuwe wêreld by God. Hy's nie die ou was daarbo nie, hy's nie die veraf God nie, hy's die intieme naby God, wat ons kan sê, Abba Vader, wat hier naby ons is, met wie ons kan intiem wees. Nou ek het al vir julle gevra hier, julle sal dit onthou, maar hier is soveel nuwe mense, so julle wat nou al hierdie ding al gedoen het in die kerk, moenie nou dit doen nie. Ek wil vra, hoe leer 'n mens bid? Hoe kan ek jou help om prakties te begin bid? Hoe leer 'n mens soen? Hallo? Hoe soen jy iemand? Julle twee is nou nog ongetroud. Hoe leer 'n mens soen? Ek sou sê hoe? Jy kyk op die TV hoe twee mense soen. Jy sê, okay, dis soos mense soen. Of jy kry 'n boek oor how to kiss. Wat is daai vir dummies? 101. En dan lees jy die boek, sê, okay, dis hoe ek moet soen. Of jy praat met ander mense daaroor en sê, okay, so vertel vir my nou julle van hierdie soenery. Hoe leer jy soen? Hallo, Susanna? Deur dit te doen. En hoe meer jy soen, dis hoekom ek sê, julle moet nie nou begin nie. Hoe meer jy soen, hoe beter raak jy in soen.
So ek het al baie gesoen, ek is baie oud. So julle kan net in 'n ry kom staan, kom oefen ons julle. Nee, ek los dit maar. Nou nee, gaan nie daar nie. So, hoe leer jy bid? Jy kan boeke oor gebed lees en dit sal alright wees. Jy kan daaroor filosofeer. Jy kan vanoggend in 'n kerk sit en sê, Jesus sê vir ons, leer ons, sy disippels sê, leer ons bid, en nou kom leer hy ons te bid, en ek het nou gehoor van gebed, maar jy gaan nie kan bid voor jy nie bid nie. So hoe leer jy om te bid, deur te bid? Dis dieselfde soos soen. So dan begin jy presies soos wat hierdie disippels begin het. Dis die mooiste gebed wat jy kan bid. Dis 'n gebed wat, as jy 'n gebed wil bid wat onmiddellik verhoor wil word, dan bid jy dit wat hierdie disippels gebid het, as jy sukkel met gebed. Vader, leer ons bid. Amen. Of leer my bid. Amen. As jy amen sê, dan staan die Heilige Gees reg en sê, goed, nou gaan ek jou leer bid. Kom ons begin, deur te bid, ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, gee my vandag my daaglikse brood, lei my nie in versoeking nie, help my om mense te vergewe. En jy vat daai gebed en jy sit hom in jou omstandighede. Fokus op God, fokus op my emosionele lewe, 'n fisiese lewe, fokus op my emosionele lewe, bring dit na God toe, fokus op die spirituele, my geestelike kant. Amen. Dis wat gebed is. Dis wat ons wil leer. Dis soos God is. So kom ons bid. Ons Vader wat in die hemel is, Abba, leer ons bid. Nie eers soos Johannes se disippels nie, maar soos U sin. Leer ons om te bid soos 'n kind by sy vader kom staan, by sy pappa of haar pappa. Leer ons om U op die hemel vir wie U is, want U is 'n groot God. Leer ons om te vra, leer ons om te vergewe, bewaar ons van die bose. Ek ken elkeen van ons se harte. Here, mag ons hier uitgaan en sê, ek wil gaan bid, ek wil meer bid, ek wil meer by God sit, want die impak daarvan sal in my lewe, U weet dit, so fenomenaal wees. Ek bid vir elkeen wat hier sit en wat luister. Maak hulle opgewonde om met hulle Vader te mag praat. Wat 'n amazing voorreg. Amen.